Welkom by hierdie week se AMT Wildsoorsigg. Ons kyk weer na die nuutste wildspryse soos oudergewoonte met goue wildebeeste skerp op en Livingston elande wat dan weer gedaal het. Ek en Franco gesels dan ook oor die vervoer van diere, die risiko's rondom wildboerdery en 'n groot veiling wat die naweek vir ons wag. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode, so maak seker om dit nie mis te loop nie. Ons is baie dankbaar vir almal se ondersteuning op ons nuwe video wat ons begin het en sien dat ons reeds gemiddeld meer as 40,000 views per week kry. So baie dankie vir almal se ondersteuning. Maar met dit genoem, kom ons kyk waar die wildspryse tans verhandel. Ons sien nou dat vlaktewild meestal sywaarts beweeg laasweek, intermediêre wild met so 0,4% gemiddeld styg, hoër waarde wild so 3,3% daal en kleurvariante se gemiddelde prys so 1% op die afgelope week. Soos al genoem, ons kyk hier na die gemiddelde pryse van 'n spesies en vat dan die vroulike dier, die manlike dier en die teelkudde se pryse om dan 'n spesifieke spesies se gemiddelde prystendens vir almal deur te gee. Onder vlaktewild het springbokke dan gebly op R10,994 gemiddeld, rooibokke is so bietjie gedaal na R5,410, terwyl blesbokke bietjie styg na R4,176. Gemsbokke bly nou op R31,972 met blouwillebeeste afwaarts met 0,6% na R11,350 gemiddeld laasweek. Volstruise en zebras bly sywaarts op R5,733 en R10,842 onderskeidelik. Onder intermediêre wild het die Kaapse elandpryse dan bietjie gestyg na R24,358, terwyl kameelperde bly op R22,086. Kudu's het dan verder gedaal met so ongeveer 0,5% na R24,310. Letchois styg egter weer met 1,5% na R15,853, met Nyala se pryse ook so 1,8% op na R15,552. Rooi hartebeeste bly egter onveranderd op R19,069. Hoërwaarde wild se pryse het dan ook 'n bietjie afgekom week op week, meestal weens Livingston elande pryse wat dan met so 15% gedaal het na R52,664. Pastor Gemsbokke se pryse bly sywaarts op R80,389, terwyl buffelpryse gestyg het met 1% na R70,820. Swartwitpense het so 0,3% gestyg week op week na R38,835. Onder kleurvariante het goue wildebeeste die skerpste styging getoon van die afgelope week en styg met so 7,5% na R14,986. Swart rooibokke het ook mooi gestyg na R21,195, met wit flank rooibokke ook 1% op na R30,670. Die ander kleurvariante se pryse het dan redelik sywaarts beweeg op laasweek se veilings. Soos beloof gesels ons weer met Franco vandag. Ons kyk weer waar die mark tans staan en wat bietjie probleme daar buite natuurlik is. So baie welkom Franco. Daar sê dankie. 'n Cool oggend. Ja, dis lekker. Nou weet ons is jagtyd ook wat daar naby is. So ons is baie opgewonde eintlik daarna oor. Franco, ek wil bietjie by jou hoor. Veilings, waartoe sien jy veilingspryse gaan en watse groot veilings kan ons vooruit kyk nou? Ja, as ek sê jy het die vleispryse of die veilingspryse of die tendense uitgegee. Ek dink ja, ons sit nou met 'n paar veilings wat weer opkom, paar goeie veilings, veral die naweek se veilings. Ek dink daar's baie potensiaal in daai mark. Dis vir gesogte diere wat daar opkom. So ek dink die manne gaan 'n bietjie weer diep in hulle beursies moet delf om die regte bokke te kry, maar ek dink ek is opgewonde oor Wat se diere spesifiek dink jy kan ook? Ek hou nie daarvan om name te noem altyd nie, maar as jy gaan kyk na die rouens en die suiwels wat die naweek op Tina se veiling is, dis uitsonderlike diere. Ek sukkel om vir my kliënte jagbulle te kry. Sy wil jagbulle van 27 duim. Sy het sommer 5 of 6 30 duim bulle opgesit. Okay. So dit is daai tipe goed. Dit is regtig kwaliteit en jare se harde werk wat sy aanbied vir haar kliënte. Ja, sien oornag nie. Weet sy's nou al 'n lang persoonlikheid in die industrie. So ja, dit is Yes, harde werk en lang harde werk wat nou eintlik afbetaal op so 'n veiling. Franco, weet jy het nou baie interessant vir die opname het ons 'n bietjie gesels oor wat so probleme julle nou ervaar het met van die wildsvangery en vervoer wat julle opgetel het. Wat sien jy nou daar buite gebeur en wat se probleme is daar? Johnny, ek gaan eers met 'n curveball gooi gou. Jy weet ek is laasweek gou Vrydag na Nampo toe, op 'n krippel na 'n enkel sook.
en ek dink ek is die enigste behalwe jy wat 'n AMT hemp aan het. Ja. En hoeveel ouens my gestop het en met my gepraat het. Ek dink jy besef wat doen jy daar buite in die mark en dis 'n kompliment van my kant af van jou. Die ouens is opgewonde en hulle luister wat sê jy en ouens is net algemeen gesels en dankbaar is vir almal alles wat jy aanbied en oor ons wildprogram ook. Ja. Daar's baie ouens wat daar gekyk het. Ons het met die ouens gepraat en goeie so. Daar wil ek vir jou sê dankie. Okay. Ja. Ons hoop ons kan 'n klein verskilletjie maak en ek dink die hele doel van hierdie ding is wat ek hier nou saam bied en dis saam ons idee gewees. Ons moet dit ook nou nie jou idee kan ek sê lof van ja wegvat nie. Maar ek dink die hele idee is om vir die ouens net 'n bietjie inligting natuurlik te gee wat nie nooit daar was eintlik regtig nie op hierdie manier nie en dan ook so 'n bietjie probleme uit te lig en kyk of ons so 'n bietjie van die probleme, permitte, seker tipe goed net bietjie in die buitelug kan sit en bietjie van dit probeer oplos en probeer vir ons produsente bietjie die lewe makliker maak. Ek dink hulle verdien dit ook met al hierdie onsekerheid wat hulle nou het. So ek dink dat die program het ons op 'n plan en ons het daaroor gesels en goeders en ek dink wat ons bereik het al my stoute verwagtinge oortref op hierdie stadium. As jy gaan kyk, die terugvoer wat ons kry, die belangstelling, hoe die mense daarna kyk, mense wat nie eers in die wildbedryf is nie, wat dit begin volg. En ek dink dis 'n goeie ding wat gebeur het. Dit is die enigste podcast wat oor wild praat in die land op hierdie stadium. Ja. So ek dink dit is 'n positief vir die bedryf. Ja, om terug te kom wat jy gevra het oor die vangery, ek wil eers terug aan die volgende eerste punt toe. Ek dink jy kan dan vir jou kant af ook vir ouens dit te verduidelik is. Ek dink die wildboere moet ophou verskoning vra dat hy 'n wildboer is. Hulle word op sosiale media uitmekaar uitgehaal oor wildspryse, oor verblyf, oor dit, oor dat. En julle wat self skaap en beesboere is, verstaan daar is uitgawes. En ek dink ek is nou moeg en ek dink baie ouens. Die keyboard warriors, hulle kan maar vir my kom, ek gee nie om nie. Daai ou moet net vir 'n week 'n plot gaan bestuur. En kyk wat kos dit. En ek praat nie van 'n plaas nie. Ja. En ek dink van jou kant af kan jy dalk vir ons ook net sê, hoeveel kos dit om 'n beesplaas of 'n wildplaas? Jy sien elke week die pryse. En daai ouens breek nie eers gelyk. Ja. Nou kom ons met wildboere wat nog net een faktor het en hulle word vir 'n sekere tyd van die jaar word hulle net oor die kolle gehaal. Ja, ek dink ook mense kyk na die pryse en jy dink dit is verskriklik duur nou vir die goed, maar wat vir my so lekker is van die Suid-Afrikaanse stelsel, as jy na vleis kyk, varsprodukte kyk, graan kyk, wild nou kyk, dis 'n veiling. Dis vraag aanbod. As jy na ekonomie 101 gaan kyk, dit is vraag daar is en die aanbod is daar, dan en die mense is bereid om dit te betaal, dan betaal hulle daai pryse en dat daar sekere dit nie noodwendig alles vir jaggie, daar's vir teel natuurlik, ouens wat langer termyn investeer in die stelsel. En as die prys te hoog is, gaan niemand dit betaal nie en as jy voel die prys is te hoog, moet dit nie betaal nie. Iemand anders gaan dit 10 teen optel dan, maar of as niemand dit wil betaal nie, gaan die pryse afkom. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek weet daar's sekere veilings wat seker nou mense sê pryse gemanipuleer word en seker tipe goed, maar ek dink oor die algemeen is dit sal ons sien die langer termyn tendense sal pryse afdruk as die vraag nie daar is nie. Maar op die oomblik is die vraag daar, die aanbod is relatief laag, so dis hoekom pryse tans hoog is en dit is 'n baie gesonde stelsel en dis hoekom ek hierdie pryse ook doen. Dan die inligting moet daar buite wees. Almal moet selfde inligting hê om selfde besluite te kan neem en dit is wat dit vir ons so goed maak en as jy na die koste elemente gaan kyk, ons moet met dieselpryse net om 'n helikopter in die lug te hou nou vir 'n halfuur gee my trane in my oë deesdae. So daar's baie aspekte wat hierdie kostes vir ons boere natuurlik verskriklik hoog maak. En dan het iets soos wat jy gister nou beleef het jy sterftes, daar's baie risiko om hierdie tipe goed te hê. So hoër jou risiko is, hoër moet jou returns on investment amper ook wees. En daar's 'n hoë risiko element aan hierdie. En dan moet hulle nog met back and closure, met permitte, met al hierdie tipe goed sukkel. So jy het baie kostes wat jy verlang moet dra vir die inkomste kry. So daar's klomp elemente aan hierdie wat die kostes is en die bokke se pryse maak waar dit tans is. Dis nie net mense wat sê okay, ek gaan dit nou teen hierdie prys verkoop en almal sê okay ja en amen nie. Daar is klomp elemente wat hierdie konneksiepryse bepaal. Ultimately is waar vraag en aanbod bymekaar kom. Nee, kyk nou die dag, ons kyk ons skaap, ons het skaap ook gehad ons. En as jy kyk wat kos, dit nou skaap. almal het as jy kyk het daaroor gepraat, maar as jy kyk wat kos is paar choppies nou. Dis wat ek vir 'n skaap gekry, 'n hele skaap 20 jaar terug. Ja. Ek sê altyd in laerskool
Dan haal ek uit my ma was onderwyseres ook geweest. Dan haal die 20 sê dan koop jy vir jou en jou maat elkeen 'n pakkie chips en 'n koeldrank. En die voorbeeld as daar 'n rooibok dalk R200 gekos. Ja. Pakkie chips kos nou R20. Gaan kyk wat kos 'n rooibok. So inflasie gewys het dit maar net saam met dit opgegaan. So ja, om terug te kom na die risiko's in die wildbedryf. Ek dink daaroor kan ons nog baie gesels en ek sal graag ons insig ook wil kry. Ons sit met 'n situasie in Suid-Afrika waar wild van punt A na punt B geskuif moet word. Dis nie 'n maakdier nie. Ja. Hy word of massavangs, passief of chemies verdoof. En al drie van daai het jy 'n risiko. Nou kry jy 'n dom ou soos ek wat sê luister, Johnny het 'n bok gekoop, hy vat hom na Piet toe, maar ek moet hom nou vervoer. Die bok klim by Johnny mooi op en hy's gesond, die veearts sê hy's reg. Verkoper sê hy's reg, jy as vervoerder sê hy's reg. Nou word daai bok geskuif. Aan die ander kant word die deure oopgemaak. Daar lê die bok. Stokstyf sonder enige lewe in hom. En daar was eers 'n 308 betrokke. Glad nie. Nou is daai bok dood. Nou begin die konflik ontstaan. Wie is verantwoordelik vir dit? Ja, wie betaal nou? Ja, die verkoper sê die bok het reg opgeklim, die koper sê die bok klim nie by my af nie. Die Mens norm, staan altyd se kant eintlik ja, nou, nee. die norm in die wildbedryf sê sodra die wild op die vervoer geklim het, is die risiko weg van die verkoper af. Waar die kopers in. Daar is versekering waar jy ons kan uitneem om daai te dek dat hy maar dit kos geld. En nie soos in Jale hou nie van natreën en koud en daai tipe goed. Nee, gister se geval is nou uniek, verstaan. Ja. En ja, jy sê hou nie van koud kry nie. Hou nie van natreën nie. Hou nie van ry nie. En dan nog En hy's nog 'n groot ou wil ook, verstaan. Alles is reg gedoen. Bil het opgestaan, hy het nou nat gereën. Ons was almal self nat. En nou klim die bil aan die kant af. Ek trek by daai die koper se skoen aan. Ek gaan nie tevrede wees as daai ding by my afklim. Ja, natuurlik. Maar die verkoper het niks gedoen nie. Die ou wat die voertuig gery het niks verkeerd gedoen nie. Die natuur het alles net teengewerk. So ek dink Maar waar lê die risiko dan? Wie moet versekerings dit nou maar betaal? versekering gaan dit moet betaal, maar daar's nie versekering uitgeneem nie. So nou wie's nou skuldig? Nou moet al die partye nie saam versekerings uitneem of so iets. Ek weet nie hoe kan jy die risiko Dis die ding, verstaan, vir elke so geval is daar 100 gevalle waar dit nie gebeur nie. Maar die een geval veroorsaak kwaai vriendskap, daai word of die ouens wat nou maar kans sonder omdat dit 100 keer gebeur, vat hulle ook kans sonder om die versekerings uit te neem Ja. om daai kostes te vermy. Maar nou kom dit word of mouth. Maar Franco het hierdie dier gelaai. Hy was reg. Nou het Piet hom vervoer en hy's dood. Nou wie's nou skuldig? Franco wat hom gelaai het of die veearts of Piet wat hom vervoer het? Of omdat hy nat gereën het. So niemand hou van geld verloor nie. Maar ergens moet daar die reëls sê wat ek jou gesê het, oordrag gaan goeder. Maar een so transaksie kan jou 'n slegte naam in die bedryf gee. So probeer altyd 'n goue middeweg kry ten opsigte van hoe jy dit hanteer, samewerking. So ja, dit is en ek sal hoor wat jy die ander ouens ook. Baie ons sê vir jou man, Franco, los dit of XY, los dit. Jy moet dit betaal. Jy verloor 'n kliënt daar. Ja. En ek sê 'n kliënt wat jy verloor is 100 ander kliënte. Want hy vertel vir die ander ouens wat jy gedoen het. So hy gaan nie vir almal sê luister die Franco het my bok betaal wat dood is nie. Dit gaan hulle nie doen nie. Hy gaan jy nie bly ondersteun. Daar kom nie loyaliteit daarmee saam nie. So dit bly 'n verloor situasie al die kante toe. Maar seker sê dis maar net een van die uitdagings in die wildbedryf, maar ek dink dis wat die ouens moet ook besef wat in die wildbedryf inkom. Daar gaan risiko's wees. Man it up vir jou risiko. As dit my skuld was, dan vat ek die risiko. Maar as ek sê die ander ouens moet ook dan nie net heeltyd die botter aan albei kante gebotter wil hê nie. Hoe los 'n mens so ding nou op om te sê hoorie is dit dalk 'n voorvereiste vir versekering? As kan 'n koper nie of 'n verkoper nie sê hoorie okay, ons moet versekering opsit of so ietsie of moet ons dan voor die tyd sê hoorie okay, hier is die bok met 'n video, hy's lewendig. As jy nie versekering uitneem en hy kom aan die kant uit, sit jou risiko dat mens voor die tyd al sê hoorie wat sê reëls as jy nie gaan risiko versekering neem nie, maar of sê hoorie okay, kom ons neem versekering uit. Die reëls is daar. Die ongespreke wat presies wat jy nou gesê het, as hy opgeklim het, is die risiko oor na jou toe. Maar daar kom ons sê nie 'n menslikheid, ja, noem dit maar 'n menslikheidsgeval wat jy tog 'n goeie diens wil lewer. Ja, Ek dink almal in hierdie bedryf wil. Daar is ouens wat nou gaan
probeer skelm wees en goeders. Maar ek sê net as jy 'n goeie diens probeer lewer, moet die ouens almal tafel toe kom. Ja. Ek sê net dis die krities van die hele ding. Van my kant af as 'n ou my so in die rug steek en sê luister jy maar dis nie sy probleem nie. En hy loop uit weg en Twyfel ek weer aan om 'n boks af verkoop. Ja. Verstaan, want jy weet mos waarmee jy dit te doen. Dieselfde ou verstaan kan topkwaliteit diere kry vir 100 keer. Beter as wat hy moet kry. Ja, dan verdien hy dit. Maar die keer as hy met tafel toe kom en sê luister hierso, okay, ons gaan op 'n 50-50 basis of wat ook al, dan gebeur dit nie. So dit is 'n moeilike situasie, so ek jou sê dit is, maar ek dink dit is een van die goedjies wat baie moeilik in die bedryf veroorsaak. Maar dit kan baie makliker opgelos word as mense met mekaar praat oor dit. Franco, kom ons gaan 'n bietjie positiewe kant toe. Ek hou van positiewe nuus altyd. Hoe gaan dit met die jagbedryf op die oomblik? Hoe vorder dit? Kom die oorsese jagters in of hopelik is dit positiewe nuus? Kom ons sê so. Nee, dit is positief. Okay. Nee, die manne kom in, definitief. Die manne geniet dit. Ek praat baie met die outfitters, hulle is besig. Ja. Regtig, die manne is verbasend. Amerikaners skrik gewoonlik as daar iets gebeur. En ek dink hierdie oorlog het amper al afgewater. Ja, die nuus Verstaan, is ek al dink- fel. Is ou nuus. Hulle kan nie kom. Hy het die geld betaal en hy wil nie kom. So die ou wat presies wat ons net oor gesê het, die ou wat die moeite doen om iets te doen, wil dit doen of gaan dit doen, verstaan. En ek dink ons kry goeie terugvoer. Die diere word gejag. Die manne kom oral uit. So ek dink ja, met hierdie wat nou begin kouer raak, gaan die Suid-Afrikaners ook meer betrokke raak. Weereens daar is maar baie negatiewe tyd oor die pryse, maar ek dink die ouens het dit ook aanvaar. Daar's 'n kommentator wat gesê het ons is baie duur in terme van internasionale pryse en al daai goed, maar ek dink nie noodwendig so nie. Dis 'n unieke experience om in Suid-Afrika dit te kan kom doen. Ja, so ek dink ek wil eintlik weer hoor jagpryse. Is dit as jy nou in die jagpakkette gaan kyk wat nou vir die Suid-Afrikaners eintlik nou daar is, want ons praat Afrikaans, ons beteken net die Suid-Afrikaners praat. Is dit bietjie op van laas jaar? Baie op van laas jaar? Hoe lyk dit vir die Suid-Afrikaners se jagte? Ek dink die pryse is op. Ek kry elke dag die vraag, wat gaan die pryse volgende jaar maak? Ja. Ek sê niemand het gedink wat vir jaar gaan gebeur nie. Ek sê ek dink ons is in 'n prysfase struktuur waar ons vir 'n jaar of 2 gaan bly. Dink jy ons gaan baie uit daai band uit beweeg nie? Ek wil dit nie sê as iemand in die wilde bedryf nie, maar ek moet dit sê. Ek sien daar's 'n groot toename in die teel van kleurvariasies. Baie. As jy gaan kyk het na die diere wat ons verkoop het nou voor die taxseisoen. Almal sit 'n gekleurde dier by. Veral die rooibokke, die springbokke, die blesbokke in 'n mindere mate. Wildebeeste is neig na die konings en die royals toe. So daar is weer 'n toename in daai markte. Maar as ek jou sê weer eens, dis ekonomie van skaal. 'n Blou wildebeestbul wat nou vir 12-13 000 rand verkoop. Eer dieselfde as wat 'n royal bull wat vir 100, 200, 300 verkoop. Eer dieselfde gras. Jy's gaan hulle tot 300 000. Verstaan as van dat neergaan. Of dan. Maar so die boer moet, en dis weer een van daai ekonomiese goeders. Die boer moet goed doen om sy voortbestaan te verseker. 'n Dappel rooibok gaan 100 klein rammetjies gaan nou 100, 120, 80, maak nie saak nie. Maar hy gaan altyd meer werd hê as wat 'n rooibokram van 5000 rand. Al gaan hy 40 oor 5 jaar. Ja. Is 40 nog baie meer geld as 5000. Maar wat ons wel sien altyd, kom ons sê daai Royal wildebeest gaan nou 300 000. Dan sien ons daar's groot winsmarges eintlik dan nou in dit in. En die ouens maak redelik geld met hulle kalvers wat hulle dan verkoop, maar dan sien ons meer en meer mense invest in dit en dan sien ons aanbod tel op. Soos aanbod optel kom my prys weer af. Dis weer eens soos wat ek nou eers gepraat het, dis ekonomie 101. Soos aanbod gaan optel, gaan pryse weer begin afkom. Daar's nie oneindige vraag na dit nie. En ek dink dis wat dit lekker maak. So mense moet net, ek dink as jy van 'n wildsboer se kant af kyk na dit, moet jy net mooi gaan kyk. Hoorie, okay, daar is net soveel vraag vir 'n nis. Wille wees. As die aanbod bietjie gaan optel, kan die prys dalk weer afkom. So dis maar net tipe goed wat 'n mens in gedagte moet neem as jy investeer in sulke tipe goed, ja. Nee, definitief as jy gaan kyk na swart rooibokke. Hulle stadium 250 miljoen rand. Toe het hulle geval na 100 000 rand toe, dit het hulle weer opgetel. Nou is hulle op 15-20 000 rand. So die Suid-Afrikaner kan hom begin jag. Ja. Ek dink jy is 'n ding wat elke keer gaan jag nie. Maar ek kyk altyd aan die boer se oogpunt ook.
nog steeds R15.000 teenoor R5.000 vir dieselfde risiko, dieselfde. Ja. Jy maak bietjie dit gee net daai deur om jou plaas net beter te bestuur en 'n paar rand ekstra te maak. So uitgawes bly vir almal uitgawes. Jy moet maak nie of jy 'n salaris verdien of eers moet jy luister ek sny dit om dit te kan bekostig. Ja. So ek dink ja, daai is en wat weer eens ons brei ons mark in Suid-Afrika ten opsigte van ons eie spesies verskriklik uit. Maar ons En tog geleenthede. Maar ons tog steeds seker 'n groot mark vir die skoon diere. Of wat noem jy met die genetiese of met die tradisionele blesbok, rooibok, en wat nou genetika net sterker is. Ja, nee, dit definitief. Kyk as ek ons het gister blesbokke gelaai, gewone blesbokke en koperblesbokke wat ek in my lewe nog nie by een plaas gesien het. Vroeger ons moes vir die ou 16 duim blesbok ramme gelaai het. Ons laai 17, 18 duim ramme. Daar is nie kleiner nie. Ja. Maar dis die doel wat die ou geteel het met groot lyfgoeters, koperblesbokke. Ek het gister die eerste keer in my lewe 18 duim koperblesbok gesien. Verstaan? Maar weer eens jy kon daai goeters oor 'n paar jaar geteel, so ouer ramme wat daar is en so, maar dit wys waartoe teel die ouens. Dit gaan oor die ouens het moeite in om die diere se genetika op te tier. Ek sê altyd, ons het al baie dae gepraat, toe ek begin het in die wildbedryf, jy 40 duim suiwel gehad het jy carte blanche gebel, die rapport, Landbouweetblad, Farmers Weekly. Derek Watts het my opgegaan. Almal, verstaan nou. En nou is 'n 40 duim bil aan die onderkant van die jagmark. So as jy gaan kyk, ons sit al met 60 duim bulle. Dis alles wat geteel is met selektiewe genetika, hoe die goed geteel word. So ek dink die boere moet baie erkenning kry vir wat hulle gedoen word. Ons praat baie oor die Amerikaanse beginsels. Daar's vir ons altyd gesê ja, die Amerikaners is teen ons beginsels wat ons hier goed teel en goed. As jy gaan kyk wat in Amerika aangaan, hulle volg die Suid-Afrikaanse beginsel tot op die letter toe. En wat se voordeel kry hulle nog? Hulle kry belasting terug van die regering af. Vir elke hy kan in 'n jaar se tyd al sy uitgawes wat op die plaas is, afskryf. Ons oor 3 jaar doen net in 'n jaar. Ja. So Dalk bietjie met die regering gaan praat dat hulle vir ons kyk nie daai aftrekkings kan kry. nee, as ek jou sê nee, ons praat nou daaroor en ek dink ons gaan dit reg kry om volgende jaar in Amerika uit te kom en dan met daai ons te gaan gesels. Ja. Ek dink regtig dit gaan 'n goeie blootstelling wees met ons outfitters daar te praat wat daar op die skoue is en dan met die organiseerders van daai skoue en dan by 'n paar boere uit te kom om kyk of ons dit kan regkry nie. Ja. Dis maar van ons drome wat ons het, maar ek Ons glo gaan hierdie ding nog tot op volgende vlakke vat en so. ekstra inligting vir die ouens bring en seker maak hierdie Ek dink die almal reël van waardeer krag dit. tot krag, ja. Almal waardeer wat ons doen, dit verseker. Baie dankie Franco, dit was weer baie interessant, baie insiggewend geweest om met jou te gesels en jou siening van die bedryf te kry wat al so lank betrokke is in hierdie bedryf en regtig ja, so diepe kennis van die verstaan van die hele bedryf het. So baie dankie vir jou tyd vandag. Nee, ek waardeer en ek weet nie of jy al biltong gekry het, maar my manne moet maar vir ons stuur. Jy moet vir my bring. Dankie Franco. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.